As jy jou Bybel by jou het, kan jy oopmaak by Handelinge 9. Die opskrif is die bekering van Saulus op die pad na Damaskus. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kan bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik die lig van die hemel af. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem wat vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê: Wie is u Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê: Ananias. En hy antwoord: Hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid, en hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is my uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat in jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Nou hierdie storie, ons het ou jaar ook oor die storie gepraat, en die Here het op my hart gelê om dit weer te deel. Nou in hierdie storie is daar 'n hele paar lesse om te leer. Ons heel eerste les begin by Ananias. Ons weet nie waar Ananias vandaan gekom nie. Miskien was hy ook in Jerusalem en hy het saam met die Christene gevlug toe die vervolging begin het. Miskien was hy 'n inboorling van Damaskus, hy bly sy hele lewe lank daar en hy het tot bekering gekom toe die ouens van Jerusalem af gevlug het soontoe, die ouens van die weg. So ons weet nie waar kom Ananias vandaan nie. Daar is nie 'n geslagsregister van hom of enige iets nie. Wat ons wel weet, Ananias was 'n volgeling van die weg. Nou julle het opgetel in hierdie gedeelte die eerste Christene
was nie genoem Christene nie, hulle was gewees volgers van die weg. Dis hoe hulle geken was. En almal in die dorpie Damaskus het geweet hoe die Christene in Jerusalem gevolg was. Hulle het geweet hoe erg hulle broers en hulle susters vervolg is en hoe van hulle selfs doodgemaak is, want nie strek. Mense praat, mense vertel oor. Dan hoor hulle die volgende nuus, hulle hoor dat die vervolger van Christene, Saulus, op pad is na Damaskus toe. En hy's nie net op pad nie, hy's op pad met toestemming van die kerkleiers, van die groot manne, die ouens wat veronderstel is om hulle te beskerm, om die mense, die volk te beskerm. Hulle het vir hierdie man toestemming gegee om Damaskus toe te gaan en hulle te vervolg. So ons kan onsself indink onder die Christene, wat was hulle atmosfeer, wat was hulle gedagte, wat was in hulle aan die gang, daar in Damaskus? Wat het hulle gedink? Moet ons vlug? Moet ons wegkruip? Maar om vir Jesus te ken, en om vir Jesus te volg, beteken ons kruip nie weg nie. Ons hardloop nie weg nie. Dit beteken ons staan in die openbaar op vir hom. Ons verloon hom nie. As iemand die Here se naam misbruik, dan draai hy sy om en sê, ag, dis maar sy saak nie. Nee. Ons staan op en ons sê, luister man, moenie die Here se naam so misbruik nie. Partykeer besef mense dit nie eers nie. Ek het dit al vir julle gesê, jare terug, toe ons net getroud was, het ek op Randfontein Estates gewerk, en ek het begin om die Here se naam te gebruik. Ek het dit nie eers besef nie. Dit het net deel van my spraak geword, het ek lasterlik gepraat, tot eendag het een van my kollegas opgestaan, Daniel Laufs, sal dit nooit vergeet nie. Ek het my sê, hoorie, wil jy nie asseblief op om die Here se naam te gebruik nie? Ek het op kerk toe gegaan, man. En Daniel het my aangespreek en my gesê, hou op om die Here se naam te gebruik. Wil jy nie eerder maar met ons praat nie? Hou op om so ver te bel. En ek het besef waarmee ek besig is en ek het dit gestop. Hy het opgestaan vir die Here se naam. Hoeveel van ons draai net ons oor weg? Dis wat Christene doen. Ons staan op vir die Here. En dan in al hierdie onsekerheid en al hierdie vrees en hierdie paniek waar hierdie mense is en waar Ananias ook is, praat Jesus met Ananias. Het jy opgelet dat toe Jesus met hom praat, het hy onmiddellik Jesus se stem herken? Onmiddellik. Want dit is vir hom 'n bekende stem. Hy het daardie stem al voorheen gehoor. En hy reageer en hy sê, hier is ek. Dis een ding wat ook tot vandag toe nog nie verander het nie. Jesus praat nog steeds. Hy praat nog steeds. Die vraag is of ek en jy hom hoor en of ons sy stem herken. Is ek en jy bekend genoeg met Jesus se stem sodat ons kan weet wanneer dit hy is wat met ons praat? Of mis ons sy stem heeltemal? Hoor ons dit glad nie? Of het ons bewyse en tekens nodig voordat ons weet dis hy wat met ons praat? Hoeveel keer hoor jy dan, Here is dit U? Ag Here, gee net vir my bevestiging. Here stuur nog iemand. Here gee vir my nog skrif. Here nog, Here nog, Here nog. Want ons ken nie die Here se stem nie. En ons twyfel, is dit van die Here af? En dis presies waaroor dit hierso gaan. Ken ek en jy die Here se stem goed genoeg om te weet dis hy wat praat? Hoe goed ken jy die Here se stem? Spandeer jy genoeg tyd saam met hom? Spandeer jy genoeg tyd in die woord? Spandeer jy genoeg tyd in gebed om te weet wanneer dit jou Skepper is
wat met jou praat. Wanneer Ananias dan kom, hy hoor Jesus se stem en hy sê, ek is beskikbaar, hier is ek. Gebeur daar 'n verskriklike ding met hierdie ou. Jesus vra van hom die ondenkbare. Jesus stuur hom na daardie vervolger toe, die vyand. Die ou wat gekom het om hulle te vervolg en dood te maak en kettinge te sit. Die een wat hierdie lasbriewe het, wat toestemming het om hulle te kom vat, hulle kettinge te vat, aan mekaar te bind, Jerusalem toe te vat, in die tronk te gooi en van hulle dalk dood te maak. So wat maak Ananias? Hy maak soos enige van ons sou doen. Hy sê, Here, is U seker? Miskien Here het U so 'n bietjie vergeet. Wie is hierdie Saulus? Het U vergeet? Hy is die vervolger. Here, hy doen kwaad aan die kinders. Here, hy is hier om ons te vervolg. Here, wat U nou vra, is baie gevaarlik. Here, dis bietjie erg. Dit wat U nou van my vra. Soms vra Jesus ook van my en van jou die ondenkbare. Partykeer kom en hy vra vir ons om ons vyande lief te hê. Ek dink dis nogal een van die moeilikes, want ons haat so lekker en ons haat so maklik. En dit is so maklik om in daai onvergewensgesindheid vas te hou. Here, dis so moeilik om te vergewe, want Here, het U gesien wat het sy weer vir my gesê? Here, het U gesien hy het weer vir my middelvinger gegooi. Here, hoe kan ek hom vergewe? Hou nie op nie. Partykeer vra die Here van ons om hom te vertrou wanneer dinge donker en hopeloos lyk. Wanneer daar nie son is nie. Wanneer dit lyk of daar nie 'n toekoms is nie. Miskien vra die Here vir jou om vir iemand 'n paar blikkies uit jou kas uit te haal en te gaan gee. En jy sê maar, Here, jy weet daar's nie geld in die bank nie. Here, jy weet daai paar blikkies kos en daai 2 brode is al wat ons het vir die volgende week. Partykeer vra die Here van ons om aan te hou glo. Ons het net nou gepraat van hoe onseker die dinge is in die wêreld, die ekonomie en al hierdie goeters. Miskien vra die Here, bly glo. Ek en jy het vra. En daar's nie antwoorde nie. En die Here sê, glo. Glo. Maar Here, daar's nie antwoorde nie. Here, wil U nie vir my antwoord nie? Here, hoekom? Bly glo. Partykeer vra die Here van my en van jou om in die middel van 'n storm uit die boot uit te klim. Ons het nie bote nie. Miskien in die middel van die storm is die weer so slaan en die reën kom af, sê die Here vir jou, klim van jou sitkamerbank af, ek wil jou ergens heen stuur. Maar Here, dit reën daar buite. Kyk hoe loop die water. Partykeer stuur die Here ons in gevaarlike situasies in. Maar Here, jy weet daar onder in Ooseinde. Dis 'n bietjie rof daar, Here. Wat is die ondenkbare ding wat Jesus nou van jou vra?
Is daar iets in jou lewe waarmee jy nou battle? Wat is die moeilikheid? Nou, die moeilike ding wat die Here van jou vra. Weet jy wat is great van Ananias? Hy's gehoorsaam. Hy's gehoorsaam. Maar daar's nog iets. Hy's nie net gehoorsaam nie, hy reageer ook. Want baie keer is ek en jy gehoorsaam. Ja, Here, dis reg, Here. Maar wat doen ons? Dis waar dit bly. Lip service. Ja, Here, dis reg, ek hoor, Here. Maar ons staan nie op nie. Ons gaan nie. Wat vir my en jou? Trek ek en jy grense om ons, bou ons mure, om mense uit te hou? Want julle moet tog net pas op vir Andrew, daai ou, nee. Daar's moeilikheid. Pas op. Wat doen ons? Omdat Kenny so gesê het, bou ek 'n muur om en ek hou vir Andrew een kant. Dan kom George ook en hy sê, jy moet pas op. Pastoor, pas op vir Andrew. Wat doen ons? Bou ons daai muur of gaan ons na Andrew en ek steek my hand uit en ek sê, Andrew, broer, Boeta, brother. Steek ons die hand in liefde uit na ander mense? Of hou ons hulle uit? Val ek nie in by God se plan? Of probeer ons God se plan so gou as moontlik stop? Begin 'n huis van veiligheid. Here, is U seker? Dis 'n groot ding. Ja, begin die huis van veiligheid. Nee, ek weet nie. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Ek dink dit is nie wat Here, ek dink nie dis U wat praat nie. Ek dink is my eie gedagtes. Klaar. Stop God se plan net so. Wat is aan jou lewe wat jy al gestop het? God se plan. Wat hy vir jou gehad het. Dinge wat die Here wou gehad het jy moet doen. Maar nee. Ek is lekker comfy in dit wat ek doen. Ek is gemaklik. Ek is gemaklik in dit wat ek doen. So dit kan nie van die Here af wees nie. Want die Here kyk na my gemak. Die Here het nog nooit na jou gemak gekyk nie. Gaan oor sy wil, gaan oor sy plan. Wat hy van jou wil hê, wat jy vir hom moet doen. En hierdie Ananias, nadat hy sy lewe gewaag het, dat hy gehoorsaam was aan die Here, dat hy daarna Saulus toe gegaan het, dan hoor ons niks meer van hom nie. Weg is hy. Weg is Ananias. Ons lees nie dat hy aangegaan het om die evangelie aan nie-Jode te verkondig nie. Ons lees nie dat hy kerke geplant het oral in die Romeinse ryk nie. Ons lees nie dat hy opgesluit was as gevolg van sy geloof in Jesus nie, of dat hy uiteindelik ter wille van sy geloof ter dood veroordeel is nie. Ons lees nie een van Ananias se briewe in die Bybel nie. Maar ons lees al hierdie dinge van Paulus. Hierdie selfde Saulus vir wie Ananias gaan hande oplê het. Al wat Ananias gedoen het, was om Jesus se opdrag te gehoorsaam en vir Saulus te bid, sodat Saulus Paulus kan word en al hierdie dinge kan doen wat die Here wou gedoen gehad het. Sonder Ananias se gebed sou Saulus se lewe geleef het as 'n blinde man wat iemand in die hand moes vat en sê, kom Saulus, kom ons loop die kant toe, pas op vir die klippie, pas op vir die muurtjie. Dis waar Ananias in die prentjie gekom het. Ek het vir die mense vertel en baie van julle ken dit. Henny van Rensburg van die CMA. Hy het my ingetrek by die CMA, net hier om die hoek. Langs HIB was 'n signplek, Unique Signs. Ek het vir my bike, ek het so 'n off-road Wysheid 450 gehad. Ek het vir hom stickers laat maak en alles en hy het my daar raak geloop en vra wil ek nie by die CMA betrokke raak nie. Ek het nie geweet wie is die CMA nie. Ons het lekker bike gery daarby, ons vorige gemeente en sommer net so
'n bedieningkie gehad, mekaar se bikes onder mekaar uitgery naweke en sulke goeters. En hy het my ingetrek by die CMA en ek het betrokke geraak by die off-road deel van die CMA, ek het die chapter die begin en eventually deur alles en ek was ver in Noordwes area president en voordat die Here my weer geskuif het. Maar as dit nie vir Henny was nie, was ek nooit in biking betrokke nie. Hy het my betrokke gekry in biking. En as gevolg daarvan betrokkenheid in biking het Unashamed Ministry begin en het Uncaged Kerk begin. So jy kan sê Henny is soos 'n tipe Ananias. Hy het net geluister toe die Here gesê het, kry daai bokbaard, trek hom bietjie nader. Dis wat Henny gedoen het. Ons word nie almal geroep om kerke te plant nie. Ons word nie almal geroep om te gaan evangeliseer en Bybels te gaan uitdeel in die Kongo of in Tanzanië waar ook al nie. Ons is nie almal evangeliste, profete, herders, leraars nie. Maar almal van ons, hoor mooi. Elke ene van ons, steek op jou hand. Steek op jou hand. Almal van julle, steek op jou hand. Elke ene van julle, elke ene van ons is geroep om mense lief te hê. Elke ene van ons is geroep om vir mense te bid. Ek en jy, elke ene kan 'n Ananias wees. Elke een van ons kan vir mense bid. In wie se lewe wil God deur jou werk? Daar's nie pensioen in die Bybel nie. Oom Gert, daar's nie pensioen in die Bybel nie, hoor. Jy's nie te oud nie. En julle girls hier voor is nie te jonk nie. Okay. 'n tweede les uit die gedeelte. Dit is dat Jesus werk deur hindernisse en ontwrigting. Wanneer Saulus en Jesus vasloop, word al sy beplanning, al sy verwagting, al sy idees, alles waarmee hierdie man op pad was, dit wat hy al gesien het en gevisualiseer het, hoe gaan hy dit doen en wat gaan gebeur? Alles word net so omgedop, onderste bo gegooi. Hy verander van iemand wat kan sien na iemand wat blind is. Sy arrogante, selfvoldane houding en sy ywer om Christene te vervolg verander so in 'n oomblik. In 'n sekonde is dit verander. En hy moet erken hy is onkundig, hy is afhanklik, want hy weet nie wie is hierdie Here wat aan hom verskyn het nie. Hy weet nie. Hy vra, wie is u Here? Hy verander van iemand wat groot mag gehad het na iemand wat deur Jesus magteloos gemaak is. Ontwrigtinge laat vir ek en vir jy stil staan en dit laat ons ondersoek doen. Dit laat ons so 'n bietjie ander moontlikhede oorweeg. Dit laat die skille van ons oë afval, dit laat ons nuut sien. Dit laat ons so 'n bietjie anders te kyk na die lewe en anders te kyk na probleme, anders te kyk na mense. Dit breek die ou idees en gedagtes af en dit maak moontlikhede oop waarin ons nooit eers sou gedink het solank ons in die gemak en die gerief voortgegaan het waar ons was nie. Dis nie maklik om die Here te dien nie. Julle weet dit. Dis 'n uitdaging. Dis 'n challenge om die Here te dien. Dit haal ons 'n bietjie uit ons comfort zones uit. En dit laat ons 'n bietjie anders te dink. Dit vernuwe ons gedagtes. Dit gee ook vir ons 'n diep kennis van wie God is. Dit leer ons dat ons veilig by hom is. Dit gee ons vertroue in die wonders van God. Wanneer ons sien, die Here het ons kom omdop en ons sien hierdie wonderwerke wat gebeur het en ons sien net hierdie nuwe lewe en die nuut en die mooi wat kom, dan besef ons wie is God en ons sien die wonderwerke wat hy doen. Wanneer ek en jy ophou om hindernisse en verandering te beveg, maar eerder vra, Here Jesus, waar is u in hierdie hindernis? Here, waar is u in hierdie omstandigheid? Dan gaan ons oë oop. Dis nie maklik. Dis nie maklik nie. Ek weet nie wat 'n struikelblokke en hindernisse daar in jou lewe is nie. Maar ek weet, ons staan hierdie goeters te. Want ons hou van gemak. Al is dit sleg. Al is dit sleg. Partykeer word vrouens geslaan en mishandel, maar hulle is te bang om te loop van die onsekerheid van wat ander kant is.
hier's ek, ja, ek word mishandel, ja, ek word sleg, maar daar's 'n sekerheid in dit wat ek het. En hulle is te bang om te loop en dit te breek, want ons is bang vir verandering. Ons is bang vir die onsekerheid wat in verandering lê. Dis menslik. Ek weet dit. Maar ek weet ook dat God kan aanhou om ons te verras en ons te verander en ons te verbeter wanneer ons na hom luister. Selfs wanneer dit ons bang maak. Selfs wanneer dit ons bang maak, is die Here getrou en hy maak ons beter en hy verander ons. 'n Laaste les. Moet nooit iemand afskryf nie. Ons besluit so maklik iemand se verlore saak. Hy sal nooit die bottel los nie. Hy sal nooit ophou goed snyf nie. Hy sal nooit tot die Here kom nie. Hy sal altyd 'n vuil bek bly. Wees maar eerlik. As dit nie vir God se genade en sy liefde was nie, was ek en jy ook verlore. Was daar geen salf van ons te smeer nie. Niks nie. Maar God het ingegryp. En hy kan ingryp in enige persoon se hart en lewe. Hy's God. Niks is vir hom onmoontlik nie. As hy my kon red, ek wil soos Paulus sê, as hy my kon red, kan hy enigiemand red. Daarom is dit belangrik, bring die woord, tydig en ontydig, aan alle mense, ook hulle wat volgens jou 'n hopelose geval is. Ag, it's useless, ek mors nie eers my asem met hom nie. Daarom is dit ook belangrik dat ek en jy let hoe ons lewe. Want onthou, mense lees ons, hulle lees nie die Bybel nie. Hulle kyk na my en jou as 'n Christen, en dan sê hulle, as Jan 'n Christen is, dan wil ek nie een wees nie. Daar weer Christen is, hoor hoe praat hy? Kyk die dinge wat hy doen. As dit 'n Christen is, nee, niemand het geskinder nie, Dawie. Maar dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Daarom is dit belangrik dat ek en jy let hoe ons lewe, wat ons praat, wat ons dink, wat ons doen. Ek en jy moet nooit deur ons optrede aanleiding gee dat die Here se naam benadeel word nie. Ek en jy moenie deur ons maniere, deur hoe ons besigheid doen. Julle moet tog net niks by Jaco koop nie. Daai is die grootste skelm, alles wat hy verkoop breek. Jy kry dit baie goedkoper daar by OK as by Jaco. Is dit 'n Christen? Alles wat ons doen, moet ons doen dat die Here se naam bevoordeel kan word, nie benadeel word nie. As God vir Saulus kon sag maak, hierdie brullende leeu in die Satan se hand, as hy hom kon omkeer en 'n lammetjie kon maak in sy hand, kan hy enige mens se lewe verander. Deur sy gees bring hy mense daartoe om te glo in Jesus Christus die Here as hulle enigste verlosser en saligmaker. Dis die werk van die Heilige Gees. Ook het hy die geloof en die geloofsekerheid in elkeen van ons harte ingeplant. En daarvoor moet ek en jy hom sonder ophou dankbaar wees. Ons moet hom loof en ons moet hom prys. Elke dag vir wat hy in ons harte gedoen het, in ons lewens gedoen het. Ons moet hom eer. Ons moet hom verheerlik, want hy is Jesus. Ek sluit af. Ek en jy het keuses om te maak vir die nuwe jaar wat voorlê. Is jy dalk in Ananias se skoene en die Here vra in hierdie jaar die ondenkbare van jou? Gaan jy God vertrou? Gaan jy God vertrou? En gaan jy dit doen? Al maak dit jou bang. Al bewe jou broek so. Gaan jy dit doen? Dalk is jy in Paulus se skoene. Die Here het jou in hierdie tyd so bietjie in stilstand geruk. Ek het oor die naweek met iemand gepraat en het my sê, pastoor, ek en jy moet praat. Want die Here het oor hierdie Kerstyd het die Here my bietjie tot stilstand geruk. Die Here het so bietjie my fuses kom rondpluk.
Ek en jy moet praat. Is dit jy? Is jy op die punt wat jy jou toekomsplan moet heroorweeg? Moet jy soos Paulus vra, Here, wat wil jy moet ek doen? Here, wat wil jy moet ek vir u doen? En dalk moet jy ophou vra wat die Here vir jou moet doen. Here, ek soek. Here, ek wil. Here, gee. Dalk het jy iemand afgeskryf. Dalk het jy gedink hulle is nie goed genoeg nie. Gaan jy hierdie jaar so 'n bietjie met nuwe ywer werk om siele vir die koninkryk in te wen? Jy 'n bietjie nuwe ywer, 'n bietjie nuwe effort insit. Ek weet dis iets wat ek moet doen. Wanneer laas het jy iemand vertel van die Here? Nie eers iemand gehelp om tot bekering te kom nie. Wanneer laas het jy net van iemand vertel van die goedheid van God in jou lewe? Wanneer laas het jy iemand saamgenooi kerk toe? Dis deel van dit. Vir wie kry jy skaam? Vir jou familie of vir ons? Hoeveel keer hoor ek, pastoor, sorry, ek was nou nie Sondag by die kerk nie, ons het familie gehad. Hoekom bring julle nie saam kerk toe nie? Is jy skaam vir hulle? Of is jy skaam vir ons? Bring hierdie jaar 'n bietjie jou familie en jou vriende saam kerk toe. Nooi hulle uit. Mag jy vandag die regte keuse maak, sodat jy hierdie jaar saam met Jesus, tree vir tree, hand in hand, kan stap. Ons gaan nagmaal saam gebruik. En die Here lê op my hart, toe ek so oor die goeters dink. Nagmaal gaan oor toewyding, commitment. Het jy al daaroor gedink? Daai elemente wys vir ons Jesus se toewyding. Dis sy bloed, dis sy liggaam. Dit wys vir ons die commitment wat die Here gehad het vir my en vir jou. Voordat jy die nagmaal gaan gebruik vandag, vra jouself, hoe lyk my toewyding aan Jesus? Hoe lyk my toewyding aan God? Is ek uitverkoop, soos dit Jesus uitverkoop was? Is jy bereid om alles te gee, soos dit Jesus alles gegee het? Is jy bereid om jou liggaam op te offer, as die Here dit vra? Praat nie eens van jou geld nie, en jou tyd nie. Dis die begin. Ons wil nie eers ons tyd gee nie. Ons is te bang, ons plank ons name as ons opstaan vir die Here se naam, want wat gaan die manne by die werk sê? Wat gaan die manne daar by die vis sê, of daar by die jag, daar by die bike clubs? Wat van jou? Is jy uitverkoop? Is jy so committed aan God, soos dit Jesus aan jou is? Het jy vir Jesus al jou alles gegee? As jy nog nie het nie, bereken die koste. Want hierdie vandag, daai nagmaal, is 'n hindernis vandag. Want ons gaan dit nie net gebruik nie. Soos Paulus by 'n hindernis gekom het, kom ek en jy vandag voor ons daai nagmaal gebruik by 'n hindernis. Bereken die koste. Besluit om klaar te kry met dit wat vir God seer maak. Jy weet wat in jou lewe is, wat die Here seer maak, wat die Here teleurstel. Leuns. Daar is nie ding soos 'n wit lintjie nie. 'n Leuen is 'n leuen, 'n lieg is 'n lieg.
Daar's nie ding soos wit magic en black magic nie. Dis duiwels, alles. Onvergewensgesindheid. Ons het laas jaar baie oor dit gepraat. Ons het die kursus gedoen, 70x7. As jy iemand nie vergewe het nie, kan die Here jou nie vergewe nie, punt. Is dit 'n hindernis? Is dit iets in jou lewe wat die Here seer maak? Jou onvergewensgesindheid. Die onskuldige bribes wat jy betaal. Nee, die spietkop nie. Maar net laat die job beter kan loop. Nee, dis mos nie regtig 'n bribe nie. Want ek betaal maar net iemand om my te help, laat die werk net gou 'n bietjie vinniger deurgaan. Dis 'n bribe. Die Here is nie tevrede daarmee nie. Hy geld wat jy so hier agteraf vat. Daai wat SARS nie sien nie. Daai cash deals. Wat van dit? Jy weet vanoggend, wat is daar in jou lewe wat die Here seer maak? Terwyl ons die nagmaal uitdeel, Doopie, ekskuus, ek het nie vir jou gevra vir 'n liedjie net, jy vir ons 'n tune daar. Terwyl ons die nagmaal uitdeel en ons luister na die liedjie, bring hy hindernis, bring daai ding wat die Here seer maak, bring dit vanoggend voor hom. Maak jou hart skoon. Maak jou lewe reg. Bely dit. Bely dit. Vra Here, vergewe my. En as jy die besluit gemaak het en jy gebruik daai nagmaal, ons gaan dit almal op ons eie tyd gebruik, soos dit jy en die Here praat. As jy deelgeneem het aan dit, maak seker jy het jou alles gegee vir die Here voor jy die nagmaal gebruik. Amen. Quentin, Louis, Jan, Butch, so julle gou vir ons kom uitdeel asseblief. Dankie Doopie.
Almagtige Vader, ons eer en ons dankie vir oggend. Here, dat U vir ons ook by 'n aansluiting gebring het, by 'n hindernis in ons lewens. Here, ek weet in my lewe en ek glo ook so in baie ander mense se lewens moet ons vandag 'n besluit maak. Maar dankie Here dat U in die genade vir ons nog 'n kans gegee het om reg te maak. Here, daar waar ons dalk te bang was om te doen wat U van ons gevra het. Waar ons bang was oor wat ons kan verloor. Dankie Here dat ons kan regmaak en dat ons in hierdie jaar ons hande kan opsteek en sê, stuur my Here, daar waar U wil hê ek moet gaan. As ek vir iemand moet gaan bid, dat ek dit doen. As ek 'n Bybel moet gaan uitdeel, dat ek dit sal doen. As ons die evangelie moet deel, dat ons dit sal doen, Here. Here, daar waar ons harte hard geword het teenoor party mense, teenoor ander mense, soveel keer familie, soveel meer kere nog, Here, boeties en sissies in Christus. Dankie dat U ons vergewe daarvan en help vir ons, Here, om reg te maak. Ek weet dit is nie maklik nie, Here. Veral as die ander persoon, of die ander party ongewillig is en hard is en moeilik is. Maar Here, dat ons rein voor U kan staan, dat ons alles in ons vermoë sal doen om reg te maak. Here, dat ons hande sal uitsteek na hulle toe vir wie ons afgeskryf het, wat ons gedink het is nie goed genoeg nie. Here, ja, ons het onsself baie keer aangestel om te dink, daai mense verdien U nie. Hulle verdien nie om te hoor van Jesus nie. Want ons het besluit om dit nie te deel nie. Vergewe ons arrogansie, Here. Here, wanneer U vir ons 'n taak gegee het en ons het dit laat lê. 'n jaar is lank, ons word moeg. Maar Here, ons het baie keer sommer net lui geword. Ons het vergeet van die toewyding wat Jesus gehad het tot die einde toe aan die kruis. Ons het nie toegewyd gebly nie, Here, ons het sommer so halfpad deur die jaar al bedieninge laat val, take laat val, dinge waarvoor U vir ons geroep het, want ons was moeg. Maar ons vergeet, Here, dat U mense gee om ons te help. Soos het Simon gehelp het die kruis dra. So gee U mense om ons te help om ons take te dra, ons bedieninge te dra. Ons hoef dit nie alleen te doen nie. U gee vir ons krag. U gee vir ons mense om ons te help. Vergewe ons, Here. Dat ons dinge laat lê het wat vir U belangrik was. Geef ons in hierdie jaar ywer om voluit te doen dit waarvoor U vir ons geroep het, Here. Elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen het 'n taak, al is dit net om te bid vir iemand, soos Ananias. Here, gee vir ons krag vir hierdie jaar om ons take te kan doen. Nee, Here, U gee vir ons krag, maar Here, help ons om ons oë gefokus te hou op die taak, op die einddoel, op die kruis. Want ons haal ons oë af en ons kyk na ons eie behoeftes. En dis hoekom ons soveel keer hierdie dinge laat lê. Hou ons oë gefokus op die kruis, op die einddoel. Dit waarvoor U vir ons geroep het. Vergewe ons, Here, elke keer dat ons weggehardloop het van 'n probleem af. Partykeer dat ons weggehardloop en sommer net gaan wegkruip
Ander keer het ons ontvlugting gaan soek in ander plekke. Drank, dwelms, verkeerde plekke waartoe ons gaan. Sommige net weggehardloop en gaan wegkruip, Here, of dit is daar in die bos elders of by die see. Of sommige net ons oë wou toemaak en maak of ons niks sien nie. Soos vol struise ons kop in 'n gat druk, Here. Dit maak die probleem net erger. Help vir ons, Here, om hierdie jaar standvastig te wees. Here, in hierdie jaar, in Aankeitst Kerk, in my lewe, in Aankeitst Kerk ook, Here, mag U wil geskied. Here, mag U wil geskied. Mag U koninkryk kom. Mag ons U verheerlik. Here, wanneer die eie ek opstaan, mag ons eie ek kruisig. En mag ons lewe en doen dit wat U van ons verwag. Aan U, Here, alleen kom toe al die lof en al die eer. My boetie en my sussie, ek seën jou vanoggend. Ek seën jou in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Mag jy ontvanklik wees. Mag jy toelaat dat die Gees van God in jou werk. Mag jou ore fyn ingestel wees op die stem van ons God. En mag jy die krag hê, die boldness hê om te doen dit wat hy van jou vra. Mag jy geseënd wees sodat jy 'n seën kan wees vir ander. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie musikante, kom julle vir ons vorentoe. Ons sluit af asseblief.